Vriende, kom ons sit so, dan vra ons die Here se seën op ons erediens, dat die Here ook deur sy Gees sal werk in ons harte. Vader, baie, baie dankie dat ons vanmôre kan saam wees, dat ons kan bly wees in U. Dankie dat U ons koning is, dankie dat U ons Here is, ons herder is, ons leidsman is. En Here, bo alles, dankie dat U vir U kudde sorg, en dat U vir ons in die woord sê, dat soos 'n vader hom ontferm oor die kinders, so ontferm die Here hom oor die wat hom vrees. Here, dankie dat ons vanmôre kan weet, dat U ons rig en lei op hierdie pad van geregtigheid. U wat 'n goeie werk begin het in ons, U sê U sal dit volëindig. Ons loof en ons prys U wonderlike naam. Baie dankie ook vir elkeen wat vanmôre veilig hier aangekom het. Dankie vir U reisende genade oor hulle lewens. Baie dankie dat ons vanmôre kan vra dat U vir ons nou sal seën met al die geestelike seëninge. In Christus Jesus ons Here, na die waarheid van die woord, dat ons harte sal spreek en ons hier sal uitstuur om lewende getuies vir U te wees, die koning van die konings en die Here van die leerskare. Gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word vir U geskenk van God ons hemelse Vader en ook van ons dierbare Here Jesus Christus. Dit word kragtig menigvuldig deur die werking van sy Gees hier by ons. Vriende, is dit nie die groot rede waarom ons vanmôre hier saam is nie, dat die Here ook opnuut ons harte sal reinig, dat die Here op ons sal aanvuur vir sy werk en ons sal stuur om dan ook te arbei in sy diens en tot sy eer. Nou vanmôre gaan ons stil staan by Psalm 53. Ons gaan by hierdie volgende Psalm, u sal sien ons werk so deur die Psalms. Ons is nou by Psalm 53. By van die weke werk ons bietjie deur die boek Genesis. So ek glo nie, het al vergeet van Abraham en van Sarah hier nie, maar ons probeer maar so alles inpas in die oggenderedienste. En kom ons lees vanmôre uit Psalm 53 en dan gaan ek met u praat vanmôre oor die gedagte van die Bybelse definisie en werke van 'n dwaas. Die Bybelse definisie en werke van 'n dwaas. Daar staan vir die musiekleier, nou ek het in hakkies net daar gesit, opdrag aan die musiekleier, soos u weet, al die psalms was gesing gewees. Nou, ons weet nie wat al die wysies was nie, maar hierdie psalms was juis gesing by hulle tempelaanbidding, en nou die gedagte is maar net die opdrag wat gegee was aan die musiekleiers, op die wysie van Mahalat, en hierdie Mahalat is 'n spesifieke wysie en instrument wat hulle gebruik het, om hierdie bepaalde lied te sing. Jy sal sien, baie van die psalms is weemoedig, in ander psalms is daar hierdie vreugde en blydskap, en verskillende musiekinstrumente was gebruik, en daarom dank ons die Here dat ons hierdie psalmskat in ons midde het, en ek het vir u gesê, dis die mees geleese boek in die Bybel, omdat kinders van die Here so kan assosieer met die skrywers van die psalms. So vir die musiekleier, op die wysie van Mahalat, 'n onderwysing van Dawid. Die dwaas sê in sy hart, daar is geen God nie. Hulle het sleg gehandel en hulle onreg afskuwelik gemaak. Daar is niemand wat goed doen nie. God het uit die hemel neergesien op die mense kinders, om te sien of daar iemand verstandig is, wat na God vra. Hulle het almal afgewyk, dis saam met hulle ontaard. Daar is niemand wat goed doen nie, ook nie een nie. Het die werkers van ongeregtigheid dan geen kennis nie, wat my volk opeet asof hulle brood eet? Hulle roep God nie aan nie. Daaruit skrik hulle oorweldig sonder dat daar skrik was, want God het die beendere verstrooi van hom wat jou beleer het. Jy het hulle beskaamd gemaak, want God het hulle verwerp. Ag, mag die verlossing van Israel uit Sion kom. As God die lot van sy volk verander, dan sal Jakob juig, Israel sal bly wees. Ons lees net hierdie paar versies saam. Nou as u na Psalm 14 blaai, sal u agterkom Psalm 14 en Psalm 53 is omtrent woordeliks dieselfde. Wonderlik om te sien dat die Here 2 keer dieselfde gedagte in hierdie psalmboek vir ons opgeteken het. Vanmôre gaan ons by vers 2 en vers 5 stil staan. Eindelik gaan ons die hele psalm hanteer, maar ek lig vir u net hierdie 2 verse uit, waar ons dan ook die tema vandaan kry. Die dwaas sê in sy hart, daar is geen God nie. Vers 5 het die werkers van ongeregtigheid dan geen kennis nie, wat my volk opeet asof hulle brood eet. Hulle roep God nie aan nie. Die tema van vanmôre dan, die Bybelse definisie en werke van 'n dwaas. Die Bybelse definisie en werke van 'n dwaas. Nou vriende, in die basies 28 jaar wat ek nou in die bediening is, het ek al male sonder tel die sinsnede gehoor, as mense by my sit vir berading, of net met my gesels, of ons praat oor die alledaagse dinge, dan kom die volgende sinsnede na vore: ek kan nie glo dat ek so dwaas opgetree het nie.
Ek kan nie glo dat ek so dom ding in my lewe gedoen het nie. Ek kan nie glo dat ek dikwels so sonder verstand optree nie. Miskien het u dit nog nooit gesê nie, dan is u een uit 'n miljoen, maar die meeste van ons kom van tyd tot tyd by 'n plek en by 'n punt uit waar ons sê, ek kan nie glo dat ek so dwaas opgetree het nie, dat ek so 'n dom ding gedoen het nie. En gewoonlik sê ons dit wanneer ons die hartseer gevolge van sonde in ons lewe beleef, van verkeerde besluite wat ons gemaak het, keuses wat ons uitgeoefen het. As ons kyk na die definisie van 'n dwaas volgens die Woordeboek, dan sien ons, 'n dwaas is iemand wat onverstandig, onlogies of gek dink en handel. Nou, ek dink nie dat ons eintlik dwaas is wanneer ons foute maak of wanneer ons sonde doen nie, maar ons tree somtyds dwaas op. Maar ek wil u na 'n punt vat om te sien wat die skrif oor 'n werklike dwaas sê en wat ons dan daaruit kan leer vanmôre. Maar volgens die definisie van die Woordeboek sê hulle, 'n dwaas is iemand wat onverstandig, onlogies of gek dink en handel. Dit beskryf ook iets wat sinneloos of dom is. Baie interessant is, die psalmdigter sê dikwels, ek was soos 'n dier voor u. Ek was sonder verstand. En ag vriende, ek probeer vanmôre by u 'n gedagte tuisbring, want in hierdie week moes die Here ook vir my kom leer het, dat hy die enigste een is wat ons uit ons dwaasheid kan oorbring in sy wonderlike genade en liefde, waar ons dan ook ons verstand kan gebruik om dan te dink soos God wil hê ons moet dink en te doen soos God wil hê ons moet doen. Dit verwys dus na 'n gebrek aan wysheid of gesonde oordeel, is die definisie verder wat die Woordeboek ons gee. Die woord word gebruik as 'n selfstandige naamwoord, aan 'n woord 'n persoon wat so optree, of 'n byvoeglike naamwoord die optrede of idee. In my studie van hierdie Psalm hierdie week het ek besef, die Bybelse definisie gee vir ons die toppunt, gee vir ons die pinnacle, as ek dit so kan uitdruk, van die dwaasheid van die mens, wanneer die mens by die punt uitkom, by die gevolgtrekking uitkom, die dwaas sê in sy hart, daar is geen God nie. Ons praat van die ateïs. Ons praat van die een wat sê, man, daar is nie 'n God nie, wys my jou God. Bring hom af dat ek hom kan sien, dat ek hom in sy oë kan kyk. Baie arrogant, baie verwaand. En dis presies die probleem. Die Bybel sê vir ons, die dwaas, die een sonder verstand, die een wat dom en selfs gek is die een wat sê, wanneer dit die hoogtepunt bereik, daar is geen God nie. U sien vriende, die kort en die lank van die saak, wat die Bybel ons wil leer eenvoudig is, jy kan hoe geleerd wees, jy kan hoe gerespekteerd wees in jou samelewing, jy kan welvarend wees, as jy God verwerp, is jy 'n dwaas. Dit is die punt wat die psalmdigter vir ons wil kom deurgee. Want u sien kennis. Ons staan vandag verbaas en verstom, wanneer ons mense se kennis sien, dinge wat ontdek word, dinge wat na vore gebring word, dan sê ons, wow, kyk hoe slim is hierdie ou, en ek het nooit daaraan gedink nie, maar luister, as ons die Bybel bestudeer, verskil kennis en verskil wysheid van mekaar. U sien, kennis maak jou nie wys nie. Kennis vul jou hoof met inligting, en dit maak mense dikwels arrogant en opgeblaas, soos die Bybel vir ons sê, dat die kennis maak opgeblaas, dis die liefde wat stig. U sien, kennis gee jou nie wysheid nie, want wysheid is kennis wat toegepas word. En waar vind ons wysheid? In God se woord. Luister vriende, wysheid aan die ander kant is kennis wat toegepas word, en dit begin by die woord van God en die erkenning van my eie nietigheid in die lig van ons daaglikse agteruitgang en verval in die lig van die heilige, ewige en alwyse God wat nie moeg word en mat nie. Ek gee nie om vanmôre watter geleerdheid iemand het nie. Calvin is baie lief om te kyk, wie is die rykste man in die wêreld? Dan sê hy vir my, pa, het jy gehoor hoeveel geld het Elon Musk? En pa, het jy gehoor hoeveel geld het? Dan sê ek, seun, dit gaan in elk geval alles verbrand. En luister, met al die kennis wat hierdie ou het hy nie noodwendig wysheid nie. Want as ons kyk, die boosheid waarmee hierdie mense mee besig is, en wat alles nou na vore kom, en wat mense na vore bring, deur van hierdie mense wat se boosheid nou onthul word, dan kom ons agter, dat kennis maak jou nie wys nie.
Kennis maak jou dikwels opgeblaase, verwaand. Dit maak jou dat jy dink jy is onaantastbaar. Maar ware wysheid begin, wanneer ons kyk in die lig van 'n heilige God, en ons sien sy woord, en ons sien sy waarheid, ons sien ons eie nietigheid en agteruitgang. Ons besef daar is geen deurgronding van sy verstand nie, terwyl ons beperk in ons kennis is. En ons vra, Here, gee ons wysheid. Jy sien, as ons kyk na hierdie Psalm 53, dan kom ons agter, vriende, dat die psalmdigter vir ons wil kom leer. Dat kan jy al die kennis in die wêreld hê, as jy nog nie by God uitgekom het nie, is jy 'n dwaas. Is jy soos een sonder verstand, is jy soos een wat sinneloos en doelloos in hierdie lewe jouself bevind. Miskien kan jy vanoggend hier sit en jy kan vir my sê, maar Gerard, hoe kan iemand so dom wees om te sê daar is geen God nie? Kyk na die skepping, die son, die maan, die sterre. Ons kyk na die bome, ons kyk na die seisoene, ons kyk na die heerlike reën wat geval het, ons kyk na die see, die oseaan, ons kyk na al die lewe in die oseaan, ons kyk na alles wat op aarde aangaan. Hoe kan iemand so dom wees om te sê, daar is nie 'n God nie? Dan wil ek vir u vat na Psalm 53, want u sien Psalm 53 praat nie net van die uitgesproke en blaatante ateïs nie. Jy moet mooi let, want jy gaan sien, hier gaan ons by die hart van die boodskap uitkom, want hierdie Psalm gaan nie net oor die ateïs wat blaatant sê, ek glo nie daar's 'n God nie. Wys my jou God. Soos ek met 'n oomie gepraat het daar by die golfbaan op 'n stadium, en hy het my gesê, Gerard, ek glo nie aan God nie. Wys my jou God. Wys my waar hy dat ek met hom kan praat. Ek het vir daardie oom gesê, oom, jy's nou redelik verwaand en arrogant. Daar gaan 'n dag aanbreek dat jy sterwe. Dan sal jy hierdie God ontmoet. En hy het gesterwe. Hy het die ewigheid tegemoet gegaan sonder God en sonder hoop. Daar is nie vandag vir hom kans nie, maar ek wil vir u sê, Psalm 53 maak melding van 'n ander tipe ateïs. 'n Ander tipe dwaas. En hoor gou vriende, dit is die een wat meer subtiel, meer onder die dekmantel opereer. Dis een wat nie met die mond sê, daar is nie 'n God nie, maar met hulle leef hulle asof daar geen God is nie. Hulle staan in die môre op en hulle gaan slaap vanaand en hulle gee geen erkenning aan hierdie God nie. Hulle beleef al sy seëninge, al sy genade op tydelike gebied en daar is geen liefde in hulle hart vir hom en geen poging om hom te dien en te verheerlik nie. Dit is nogal 'n skerry gedagte, want u gaan saam met my deur Psalm 53 werk en u gaan agterkom dat die psalmdigter melding maak van hierdie twee. Die een wat blaatant sê, daar is geen God nie, ek stel nie belang nie, moenie van God praat nie, en die ander een wat sê, ja, ek glo daar is 'n God, maar hulle lewe verloon alles wat God in sy woord vir ons leer, hoe ons hom moet dien en moet verheerlik. En jy kan miskien my vra nou waar in die Bybel lees ons van hierdie dinge, behalwe Psalm 53 en baie ander gedeeltes, gaan ek vir die eenuitstaande gedeelte in die Nuwe Testament wys, waar mense gereken het, hulle dien die God van die Bybel. En eintlik was hulle maar net praktiese ateïste gewees. Wie kan vir my sê in die Nuwe Testament, waar is daar een gedeelte wat soos 'n paal bo water uitstaan? Ek gaan vir u help. Dis in die Evangelie van Johannes. Ek gaan jou verder help. Dit was die Fariseërs gewees. Onthou u, hulle praat met die Here Jesus en hulle sê in Johannes 8 vers 39 vir Jesus. Hulle sê vir hom, ons vader is Abraham. Nou, as hulle hierdie uitspraak maak, of toe hulle hierdie uitspraak gemaak het, en wanneer iemand gesê het, ek is die kinders van Abraham, ons vader is Abraham, dan sê hulle daardeur dat die enigste ware God is ons God, en hierdie God wat alles geskaap het, is die een aan wie ons behoort. Hy is ons Vader. Hierdie mense bely dit voor die Here Jesus. Hulle sê vir hom, Here, ons Vader is Abraham. Hierdie ene wat God gekies het van die begin af. Die een wat ons oor gepreek het uit die boek Genesis. Maar Jesus, wat God is, wat mens kom word het, sê vir hulle, as julle kinders van Abraham was, hoor nou, sou julle die werke van Abraham doen. Ek verbaas my, dat mense dikwels my sê, my kind is ook 'n Christen, maar daar is geen liefde vir Christus nie. Daar is geen werke, wat wys dat hulle aan Christus behoort nie. Psalm 53 sê, is eintlik niks anders as 'n praktiserende ateïs nie. Iemand wat onder die dekmantel niks met God te doen wil hê nie, maar nie
die moed het om met hulle monde te bely en te sê, ek wil niks met God te doen. En die Here sê nou vir die Fariseërs, eindelik wat hy doen, hy kom trek die sluier van hulle harte af weg. Hy kom, en soos Jakobus vir ons sê, bring hy die spieël van die woord voor hierdie mense, en hy sê vir hulle, kom ek wys julle, hoe lyk julle harte werklik. Hulle sê, ons is kinders van Abraham. Jesus sê, as julle sy kinders was, sou julle die werke van Abraham doen. En Jesus sê vir hulle, vers 42, as God julle vader was, hoor nou, nie meer Abraham nie, maar God. Hoekom? Want hulle het gedink, omdat hulle kinders van Abraham is, uit die geslag van Abraham, omdat hulle Israeliete was, hulle behoort aan God. Nou kom die Here en hy sê, Abraham het aan God behoort. Hy was God se uitverkorene, en as julle sy nageslag is, en julle sê dat hy julle God is, sou julle my lief hê. Want hy is die verwagte Messias gewees, die een wat hulle deur die profeseë voorspel het. Nou gaan Jesus verder, hy sê, as God julle vader was, sou julle my lief hê, want ek het uit God uitgegaan en gekom. Want ek het ook nie uit myself gekom nie, maar hy het my gestuur. Waarom ken julle my spraak nie? Omdat julle na my woord nie kan luister nie. En hoor gou hierdie, amper, kan ek die woord gebruik, deafblou, wat die Here vir hierdie godsdienstige leiers gee. Hulle begin en sê, ons vader is Abraham. Jesus sê, julle vader is die duiwel. Hy sê, julle het die duiwel as vader, en die begeertes van julle vader wil julle doen. Hy sê, mensemoordenaar van die begin en staan in die waarheid nie, omdat daarin hom geen waarheid is nie. Wanneer hy leentaal praat hy uit sy eie, omdat hy 'n leienaar is en die vader daarvan. Dit is die hele gedagte in Psalm 53 ook. Mense wat blaatant God ontken het en gesê, daar is geen God nie, en dan ook die mense wat deur hulle werke ontken dat daar 'n God is. Wat hulle lewe leef losstaande van die Here, asof hy nie hulle skepper is, en die een wat hulle in stand hou deur die krag van sy woord nie. So ons gaan vanmôre so bietjie deur hierdie Psalm werk, en dan gaan ons kyk na die gedagte van die Bybelse definisie en werke van 'n dwaas, en ons gaan so 'n paar gedagtes met u hanteer, met die hoop dat u ook sal verstaan, dat die twee tipe ateïste, wat daar voorkom in Psalm 53, in Psalm 14, is die uitgesproke een, wat met sy mond dit sê, maar die ander een, wat, soos die Fariseer, met sy mond miskien Christendom bely, maar met sy lewe 'n totaal ander lewe leef. So kom ons val weg en ons kyk na die drie gedagtes vanmôre. Die eerste gedagte, dat die drie areas wat beïnvloed word in die dwaase lewe, of dan gaan ons verwys na die ateïs, is die hart en die verstand en die wil. Dit gaan uit Psalm 53 kom, ek gaan dit vir u wys. Dan die grootste teken van die ateïs uit Psalm 53, sal ons sien daar sekere werke wat die ateïs of die dwaas na vore bring, en dan ook die grootste vyand van die ateïs of dan die dwaas. U verstaan nou, sinonieme terme, as ons praat van die dwaas, praat ons van die ateïs, as ons praat van die ateïs, praat ons van die dwaas. Die eerste gedagte dan, die drie areas wat beïnvloed word in die dwaas se lewe. Psalm 14, ek lees vir u die eerste 3 verse. Ek het vir u sekere woorde onderstreep. Vir die musiekleier, 'n psalm van Dawid, die dwaas sê in sy hart, daar is geen God nie. Sleg, afskuwelik maak hulle dade, daar is niemand wat goed doen nie, die Here het uit die hemel neergesien op die mensekinders om te sien, of daar iemand verstandig is wat aan God vra, hulle het almal afgewyk, te saam met hulle ontaard, daar is niemand wat goed doen nie, ook nie een nie. Wat het u gesien hierso? Ek het so pas vir u gelees uit Psalm 14. Gaan lees Psalm 53 nou, en u sal sien, dis presies dieselfde woorde wat daar staan. 2 psalms, presies dieselfde woorde, oor een gedagte. Die een het Dawid geskryf, ons sien die ander een, is die opdrag gegee, heel moontlik ook 'n psalm van Dawid, en die hele gedagte net, hier is 3 areas wat beïnvloed word. Die eerste plek, die Bybel praat van die hart, dan die verstand, en dan praat hy van die wil en werke. Kom ons kyk gou vinnig. Die hart, vriende, is die beheerkamer van die mens. Wie jy in jou wese werklik is. Wie jy en ek in ons wese werklik is. Nou vriende, as ons kyk na die Bybel, dan sien ons baie duidelik dat die mens in sy diepste wese God nie ken nie. Ons hart is bedrieglik, sê die Bybel. Jakobus sê ons het nodig om die woord van God soos 'n spieël voor ons te laat opgaan,
sodat ons dan ook hierdie waarheid kan raak sien, hoe boos en bedrieglik ons harte werklik is. Nou baie interessant is, ons almal vanmôre het 2 oë, 2 ore, 'n mond, 'n neus, en tog verskil ons van mekaar. Ek is nie jy nie en jy is nie ek nie. Wat is die verskil tussen ons? Wat ons in ons hart, in ons wese is. Nou vriende, ons weet hierdie hart is nie dit wat bloed pomp nie. Ons weet dit, ons almal het 'n fisiese hart, maar die hart is die beheerkamer van die mens. Dit wat hier in my gedagte, in my diepste wese aangaan. En dit sluit baie nou aan, want die volgende gedagte, die psalmdigter praat van die verstand. U sien, die verstand het God ons gegee om mee te dink, besluite te maak en te vul met sy waarheid, sodat ons vanuit regte denke God kan verheerlik. So die dwaas se diepste wese word beïnvloed deur sy sondige siening, deur sy sondige verstaan, deur sy rebellie teenoor God. Dit beïnvloed sy verstand, hoe hy dink, en vriende, dan beïnvloed dit ook die wil, die werke, hoe die persoon optree. Die almal het al gehoor van die akroniem GIGO, wat in die rekenaarwêreld gebruik word. Dis ook van toepassing hier op die dwaas. Garbage in, garbage out. Nou ons wil, vriende, wanneer ons na die woord van die Here kyk, regtig sien wat die Here vir ons wil kom leer uit hierdie baie besondere 2 psalms. Psalm 14, Psalm 53. En wat die Here vir ons wil kom leer is, dat die dwaas is iemand wat in die eerste plek uiterlik met sy mond bely, ek ken die Here nie. Die een wat bietjie meer onder die dekmantel opereer en sê, maar weet jy wat, ek bely daar is 'n God, maar my werke verloon dit, is iemand wat sy hart, sy verstand en sy wil deur die duiwel beheer word. Deur hierdie boosheid wat in sy hart aan die gang is. Nou vriende, ons wil word deur ons verstand gestuur in rigtings en werke wat 9 uit die 10 keer lynreg teen God se woord is. Wat vir my baie interessant was, is van so vroeg as Genesis lees ons die effek van sonde en hoe dit mense dwaas laat optree. Genesis 6 vers 5. Genesis 1 skape God alles. Genesis 2 is maar net amper 'n oorvertelling van die skepping met bietjie meer ander detail. Hoofstuk 3 is die sonde val waar die mense in rebellie teenoor God opstaan. Hoofstuk 4 maak Kain vir Abel dood. Hoofstuk 5 eerste geslagregister. Hoofstuk 6. Toe die Here sien dat die boosheid van die mens op die aarde groot was en al die versinsels wat hy in sy hart bedink het altyd deur net sleg was, het dit die Here berou dat hy die mens op die aarde gemaak het en daar was smart in sy hart. Ek wil vanmôre vir jou vra. Dan wil ek hierdie vraag vir myself vra. Bring ek smart in die hart van God? Deur my lewe, deur my werke en deur my getuienis. U sien, as ons praat van dwaase mense, verwys ons graag na die goddeloses. Ons verwys graag na die ateïste. Ons verwys na die mense en is goed en is reg, want die Bybel sê, hulle is dwaas. Dis die definisie van 'n dwaas. Maar ek vra vir jou, hoeveel keer is jou in my lewe die lewe van 'n dwaas? Waar ons amper deur ons lewe, deur ons woorde en deur ons dade in rebellie teenoor God staan. Amper 'n uitgesproke ateïs is. Wanneer mense God se naam loon, bly ons dood stil, want ons wil nie iets sê wat aanstoot sal gee nie. Wanneer ons miskien in 'n sondige praktyk verval, probeer ons onsself beskerm en verdedig, alhoewel ons weet God se woord sê dat hierdie is eintlik 'n lynreg teen sy woord. U onthou toe ons deur Psalm 51 gewerk het, hoe Dawid ook in rou en in smart voor God gebuig het en vir die Here gesê het, Here, neem die gees van my nie weg nie. Want Here, ek het gesondig teenoor U. As kind van God weet ons dat die Here se gees nooit van ons weggeneem sal word as sy kinders nie. Maar hoe dikwels het ons berou in ons harte oor die dwaase optredes terwyl God se gees in ons woon. Hoor gou wat sê die Bybel vir ons in Romeine 3. En jy sal agterkom dat Psalm 14, Psalm 53 en Romeine 3 baie dieselfde inligting vervat. Kom ek lees gou. Paulus skryf, hy sê, wat dan? Het ons enige voorrang? Hoegenaamd nie.
Want ons het tevore al Jode sowel as Grieke beskuldig, dat hulle almal onder die sonde is. Soos geskrywe is, daar is niemand regverdig nie, selfs nie een nie. Daar is niemand wat verstandig is nie, daar is niemand wat God soek nie. Hulle het almal afgewyk, saam met hulle ontaard, daar is niemand wat goed doen nie, daar is selfs nie een nie. Hulle kele is 'n oop graf, met hulle tonge pleeg hulle bedrog, die gif van adders is onder hulle lippe. Hulle mond is vol vervloeking en bitterheid. Haastig is hulle voete om bloed te vergiet. Verwoesting en ellende is in hulle paaie, en die weg van vrede ken hulle nie. Daar is geen vrees van God voor hulle oë nie. In watse kategorie staan jy vanmôre? Miskien sit jy vanmôre hier, miskien luister jy op die uitsending, miskien gaan jy later hierdie boodskap luister, en jy is miskien vanmôre 'n uitgesproke ateïs. Onthou, dit raak jou hart, dit raak jou verstand, dit raak jou wil en jou werke. Miskien sit jy vanmôre hier en jy het al hoeveel Sondae hierdie kerk besoek en al hoeveel keer die boodskappe geluister oor die uitsending, maar jou lewe het nog nie 'n druppel verander nie. Dan is jy in hierdie selfde kategorie as wat die Bybel praat in Psalm 14 en 53 van die dwaas. Net jy nodig om jou tot God te bekeer. Miskien is jy vanmôre 'n kind van die Here. Vanmôre word jou hart beïnvloed, jou verstand en jou wil deur dinge wat God nie verheerlik nie. Het miskien dwaas opgetree in die afgelope maand of 2 maande of jaar 2 jaar en jy sit vanmôre met die gevolge. God se gees sal jou nooit in jou sonde laat bly nie. Daar kan nooit in jou hart 'n vreugde en 'n blydskap wees. Soos Spurgeon hierdie week sê, 'n kind van God kan nooit suksesvol sondig nie. Dan vra ek jou vanmôre, draai weg van jou dwaase optrede en vra die Here, Here, reinig my in die bloed van die lam. Die tweede gedagte vanmôre, dan die grootste teken van die dwaas of dan die ateïs, die grootste teken. Psalm 14 vers 4, selfs Psalm 53, jy kan gaan lees, het al die werkers van ongeregtigheid dan geen kennis nie, die wat my volk opeet asof hulle brood eet, hulle roep die Here nie aan nie, daar het skrik hulle oorweldig, want God is by die regverdige geslag. Jy sien, hier is 3 gedagtes, of 4 gedagtes, wat na vore kom. Die grootste teken van die dwaas of van die ateïs, is in die eerste plek die Here self. Mense wat in sonde lewe, haat die Here. Stem jy saam? Hulle haat God, hulle haat die waarheid van God se woord. Die volgende tekengroep is die volk Israel. Het u nuus gekyk die afgelope tyd? Wie dink u wie is die mees gehate volk in die wêreld? Die volk Israel. God se volk. So die ateïs, wie is die ateïs? Die ateïs is die dwaas wat in sy hart sê, daar is geen God nie, wat deur sy werke God verloon, wat deur sy werke die duiwel dien, sy vader, die Bybel sê wat van binne hierdie waarheid van God onderdruk en dit glad nie wil uitleef nie, glad nie wil erken nie. Die derde ene, sy kerk en kinders hier op aarde. Ons gaan nou 'n bietjie individueel na hierdie 4 gedagtes kyk, maar u sal sien in hierdie gedeelte kom dit na vore. Sy kerk en kinders hier op aarde, die Bybel praat van God se regverdige geslag. Dis die weergeborenes. En dan sy woord in die evangelie wat sondaars vrymaak. Nou ek wil net gou vir u noem, dat u net kan verstaan, dat u net gou in die prentjie inkom. Ek het Psalm 14 ook opgehaat, net onder Psalm 53, as voorlesing vanmôre. En toe trou hom Louis. En toe besef ek moet 'n lied vir hom sing. En toe moes ek Psalm 14 uithaal, dat die skyfies met my bladsye ooreenkom. So oom Louis, jy's nie skuldig nie hoor. Dis maar net Psalm 14 is uit, dat u net kan volg. U kan self Psalm 14, Psalm 53 lees. Alles kom 100% ooreen. Die presies dieselfde gedagte in die een wat ook in die ander een gesê word. So kom ons kyk gou vinnig na die teken van die dwaas of ateïs. Die eerste ene, die kwessie van die Here. U sien die dwaas of dan die ateïs, soos ons daar verwys, kan nie veel teen God doen nie. Hulle kan God nie minder God maak nie. Hulle kan hom nie ontroon of beïnvloed om sy standaarde te verander nie. In hulle rebellie loon hulle sy naam deur dit uitelik te gebruik, te spot, twyfel te saai, sy skepping toe te skryf aan die evolusie en dies meer. So met ander woorde, die dwaas
rig sy vizier na God, en hy sê, Here, ek sal nie na u luister nie, ek sal u nie erken as my skepper nie. Wil u weet waar die agteruitgang in die wêreld gekom het, veral in die westerse wêreld, is toe ons die proses van evolusie, wat eintlik maar 'n veeverhaal is, verruil het vir God se skepingsverhaal, en vandag tree mense soos diere op in ons. Vra waarom? Waarom moord die een die ander? Waarom is daar geen gesag en ontsag vir mekaar nie? Want u sien, die ateïs, die dwaas, die een wat God nie liefhet nie, rig sy vizier na die Here, en hy sê, Here, ek wil u hand afslaan, ek stel nie belang aan wat u vir my sê nie. Dan die logiese uitvloeisel daarvan, is dat die dwaas teiken God se volk, omdat hy hulle uitverkies het van die begin, vanuit sy ewige liefde en genade, en sy plan met hulle is nog nie klaar nie. Mense haat God se volk. Hulle haat God se volk. Daar is geen liefde in hulle harte vir hierdie volk van die Here nie. Daardeur sê ek nie dat Israel alles reg doen nie. Daardeur sê ek nie Israel is nou gered nie, want hulle verwerp nog die Messias. Maar gaan lees Psalm die 7de hoofstuk. Openbaring die 7de hoofstuk. En u sal sien dat 144.000 sal deur God gered word in hierdie laat dispensasie, wanneer die Here 'n wonderlike herlewing onder sy volk stuur. So God se plan met sy volk is nie klaar nie, daarom haat die wêreld die Here en hulle haat dan ook sy volk. En die woord sê baie duidelik dat God met sy volk nog 'n wonderlike plan het. Een ek vanmôre is dan die kerk van die Here Jesus, die wat regverdig verklaar is voor God in Christus Jesus. Hulle teiken is die kerk van Jesus op aarde, omdat ons soos 'n herhoud uitroep teen die goddeloosheid van ons tyd. Omdat ons bely daar is net een weg na die Vader, Jesus, ons Here. Dink u dat die wêreld die kerk liefhet? Dink u dat die wêreld die kerk gaan hoog ag? As die wêreld vandag hulle sin kry, elimineer hulle Christene reg oor die wêreld. Waarom? Want die Bybel sê hulle versinsels en die gedagtes wat hulle bedink is altyd net boos. Romeine 3, daar is niemand wat goed doen nie, selfs nie een nie. Hulle keel is 'n oop graf, hulle roep uit teen hierdie waarheid van God se woord, wat deur die kerk van Christus uitgedra word. As u net gaan kyk wat in Amerika aan die gang is, ons kyk na die president daar wat probeer om die verkeerd reg te maak, nie daardeur dat ek sê hy is 'n kind van die Here nie, maar ek dink by myself, die geweldige haat wat hulle teen hierdie man koester. Dan besef ek dat die wêreld haat die Here, die dwaas haat God se volk, en hulle haat die kerk en kinders van die Here op aarde. En vriende, dan ook, hulle teiken God se woord en maak dit af as 'n mensgemaakte veeverhaal, en Jesus as net 'n goeie profeet, juis omdat hy as enigste weg selfverloning en kruisopname vereis. Ek hoor baie mense sê, en ek stem met hulle 100% saam in 'n sekere sin. Hulle sê om gered te word kos jou niks. Stem jy saam? Ek stem saam, dit kos jou niks. Uit genade is julle gered deur geloof, dit nie uit julleself nie, is 'n gawe van God, nie uit die werke nie, sodat julle nie kan roem nie. Maar die dag as ek gered word, eis dit my alles. Jesus sê, as iemand agter my wil aankom, moet hy homself verloon, sy kruis opneem, en hy moet my volg. Belangrik dat ons sal sien, dat hierdie groot waarheid in God se woord opgeteken word. Daarom word die woord van die Here geteiken. Daarom is hierdie boosheid aan die orde van die dag, en het ons nodig om vanmôre te sien wat die Here oor hierdie saak vir ons sê. Die laaste gedagte, die grootste vyand van die dwaas of ateïs, Psalm 14 vers 5. Daaruit skrik hulle oorweldig, want God is by die regverdige geslag. Die raad van die ellendige, julle kan dit tot skande maak. Waarlik die Here sy toevlug. Ag, mag die verlossing van Israel uit Sion kom. En hierdie woordjie as, is eintlik die woordjie wanneer. When. Wanneer die Here die lot van sy volk verander, dan sal Jakob juig, Israel sal bly wees. So hier sien ons baie duidelik, dat die dwaas of dan die ateïs, soos ons van praat, sy grootste vyand is wie? Wat sê hierdie gedeelte vir ons? Is God self. Jy sien, God se oordeel, baie duidelik, daar het skrik hulle oorweldig, want God is by die, wat staan daar?
regverdige geslag. God is nie by die goddelose nie. Hy's daar, die Bybel sê sy toorn broei oor hulle. Die Bybel sê vir ons, hy sal hulle eendag oordeel in geregtigheid. Daarom is hulle teiken teen God. Daarom is hulle grootste vyand die Here self. En ek lees vir u gou wat staan daar in Psalm 2, een van die kosbaarste psalms in die Bybel. Ek het sekere woorde vir u uitgelig. Daar staan, waarom woel die nasies en bedink die volke nietige dinge? Die konings van die aarde staan gereed, en die vorste hou saam raad teen die Here en teen sy gesalfde en sê, laat ons hulle bande stikkend ruk, en hulle toue van ons afwerp. So wat doen die nasies? Wat doen die dwaase? Wat doen die ateïste? Wat doen hulle wat met die mond bely dat die Here hulle Here is, maar met die hart en die lewe teenoorgestelde leef? Hulle sê, kom ons hou raad teen God, kom ons raak ontslae van die Here. Die Bybel sê vir ons, vers 4, hy wat in die hemel woon lag. Die Here spot met hulle. Dan sal hy hulle aanspreek in sy toorn en in sy grimmigheid sal hy hulle verskrik. Vers 9, u sal hulle verpletter met 'n ysterstaf. U sal hulle stukkend slaan soos 'n erdepot. Vers 10, wees dan nou verstandig, o konings. Laat julle waarsku, o regters van die aarde. Dien die Here met vrees en juig met bewing. Kus die seun, dat hy nie toornig word en julle op die weg vergaan nie. Want gou kan sy toorn ontvlam. Welgeluksalig is almal wat by hom skuil. U sien, vriende, niemand kan God onttroon nie. Die Bybel is baie duidelik, daar is niemand wat sy hand kan afslaan en vir hom sê, wat maak u nie? Daarom haat die ateïs, die dwaas, die Here. Want die Bybel leer vir ons dat die Here hom dan ook gaan oordeel, volgens hierdie gedeelte in Handelinge 17 vers 26. Hy het uit een bloed al die nasies van die mensdom gemaak, om oor die hele aarde te woon, terwyl hy vooraf bepaalde tye en grense van hulle woonplek vasgestel het, sodat hulle die Here kon soek. Waarom het die Here my en jou op aarde geplaas? Sodat ons die Here kan soek, sodat ons moeite kan doen om sy woord te lees, sodat ons tyd wys kan gebruik, sodat ons kan weet, hy wat ons geskaap het, is hy wat ons roep, om in gemeenskap met hom te wandel, en deur sy seun het hy vir ons verlossing en versoening aan die kruis bewerk. Dis presies wat die Lukas skryf in die boek Handelinge, hierdie 17de hoofstuk. Hy het die grensplek van hulle woonplek vasgestel, sodat hulle die Here kon soek, of hulle hom miskien kon aanraak en vind. Alles is nie ver van elkeen van ons nie, want in hom lewe ons, beweeg ons, en is ons, soos sommige van julle digters gesê het, want ons is ook sy geslag. Ek vra hierdie week vir my vrou, dat ons bietjie daaroor praat. Wonder u nie baie keer waarom die Here die goddelose nog laat lewe nie? As u gaan kyk na die boosheid wat aangaan, as u nuus luister, die wreedheid onder mense, moord en doodslag, kinderverkrachtings, al hierdie boosheid, en dink jy by jouself, hoe is dit dat God nog hierdie mense verdra? Ek sê vir haar gister, ek sê dan wanneer ek verby hulle kyk, dan sien ek myself en ek vra vir myself, hoe kan God my nog verdra? Want wat is God se standaard? Absolute heiligheid. En wie van ons is absoluut heilig? Niemand. Net in Jesus Christus is daar vir ons hoop. Daarom sê die Bybel, ons moet vrede sluit met God deur Jesus Christus. Dis wat die apostel Paulus hier preek. Hy sê hierso, Lukas teken dit op vir ons in die boek Handelinge. Hy sê, in hom lewe ons, beweeg ons en is ons. Hy gee aan die regverdige en onregverdige, gee hy suurstof, gee hy genade, gee hy elke dag sy seën. Met die doel dat ons hom sal soek, want in hom leef ons, beweeg ons en is ons. En nou hierdie woorde, vers 30, is wat die wêreld haat, is wat die sondaar haat, is wat die dwaas haat. God het dan die tye van onkunde oorgesien, en verkondig nou aan al die mense oral, dat hulle hul moet bekeer. Omdat hy 'n dag bepaal het, waarop hy die wêreld in geregtigheid sal oordeel, deur 'n man wat hy aangestel het, en hy het hiervan aan almal sekerheid gegee, deur hom uit die dode op te wek. Vriende, luister, en dis presies die klimaks van hierdie boodskap.
Die gedagte dat God se oordeel sal kom. Oor die uitgesproke ateïs, die uitgesproke dwaas wat met sy mond vanmôre sê, ek glo nie daar is 'n God nie. Die Bybel sê vir ons, dat daar 'n dag bepaal is, waarop God die wêreld in geregtigheid sal oordeel. As jy vanmôre miskien een is wat onder die dekmantel in 'n lewe van sonde leef, is die lot een en dieselfde. Dis God se oordeel, God se poel van vuur, God se hel soos die Bybel van praat. Want deur my werke verloon ek hierdie God wie ek bely, my God is met die lippe. Daarom kom die Bybel en die Bybel sê vir ons baie duidelik, dat die Here hierdie Christus opgewek het, sodat ons vanmôre ook kan weet, en hy het vir almal sekerheid gegee, van hierdie oordeel wat sal kom. Vriende, ons gaan saamvat, daar is 3 areas wat beïnvloed word in die dwaase lewe. Die hart, die verstand en die wil. Die grootste teken van die ateïs het ons gesien, is die Here self, die Here se volk, die Here se kerk en die woord van die Here. En die grootste vyand is die Here self. Ek wil vanmôre afsluit deur te sê, as die Here vanoggend nie jou redder en lewe is nie, dan is hy jou vyand. Dis die kort en die lank. Jy kan nie 'n goue middeweg kry nie. Dis die probleem van ons tyd. Mense soek die goue middeweg. Hoe kan ek God tevrede stel en hoe kan ek nog my sonde dien? Die Here sê daar is nie 'n goue middeweg nie. Psalm 53, Psalm 14, Romeine 3, al hierdie gedeeltes leer vir ons een en dieselfde ding. As die Here vanoggend nie jou redder en lewe is nie, is jy 'n vyand van hom en eintlik maar 'n praktiserende ateïs. Niemand van ons hou van hierdie gedagte nie. En is tog wat die Bybel vir ons leer. Die aanbeveling vanmôre, Handelinge 3 vers 19. Kom dan tot inkeer en bekeer julle, sodat julle sondes uitgewis kan word en tye van verkoeking van die aangesig van die Here mag kom. U wat vanmôre gered is en ek wat vanmôre bely dat ek aan die Here behoort, mag in my lewe 'n duidelike, sigbare verskil wees en 'n verskil toon in hierdie wêreld. Dat mense wat blaatant en mense wat onder die dekmantel die Here nie dien en eer en met die lippe miskien bely, maar hulle lewe verwerp hom, dat ons vir hulle getuie kan wees dat Christus Jesus 'n lewe kan nuut maak, kan verander, kan red, sodat ons ook in hom vreugde en blydskap kan hê. Mag die Here vir ons genade gee, dat ons hierdie waarheid kan sien, en dat ons vir die Here kan vra, Here, as ek U nog nie ken nie, red ook my siel. Kom ons bid saam. Vader, help vir ons om ook deur die waarheid van U woord te sien en te verstaan, dat U deur die waarheid van U woord ons oproep tot selfondersoek. Ek dink baie keer vir myself, die dag toe U met die Fariseërs gepraat het, daar in Johannes 8, en hulle U in die oë kyk en vir U sê, dat Vader Abraham is ons Vader, en U hulle in die oë kyk en sê, maar julle die duiwel as Vader. Dis vir my baie keer so skokkend, as ek hierdie goed hoor en sien en lees, en by myself dink, daar is vandag menigte in hierdie wêreld, wat bely hulle behoort aan die Here, maar eintlik het hulle die duiwel as Vader. Hulle besoek miskien die kerk, hulle lees miskien die Bybel, so af en toe doen hulle gebed, maar hulle hele leefwyse, hulle hele lewenspatroon, dit wat hulle dink, wat hulle doen, hoe hulle optree, hoe hulle tyd spandeer, is lynreg teen dit wat God se woord vir ons leer. En daarom vra ek U, Here, dat ons werklik moeite sal doen, dat die spieël van die woord voor ons sal opgaan, en dat ons die vraag sal beantwoord, is dit wel met my siel? Ek bid, dierbare Here, dat U vir ons groot genade sal gee, want die ewigheid is vir ewig. Die dag wanneer ons hoof hier neerlê, sal ons nooit weer 'n geleentheid kry om die saak met God uit te maak. Daarom bid ek vir elkeen wat vanmôre hier sit, wat U glad nie ken. Hulle wat miskien inluister, hulle wat later na die boodskap sal luister. Pleit ek by U vir U reddende genade. Vader, dat U genadig en barmhartig sal wees. Ons bid hierdie dinge in U naam en ons bid dit met soveel dankseggings. Amen.